Goeiedag almal. U weet, as kinders van die Here en as sy ambassadeurs hier in 'n vreemde wêreld, is ons soms geneig om ons hoop en ons verwagting te plaas op hierdie wêreld vir uitkoms en ook vir hulp wanneer dinge moeilik begin gaan. In plaas daarvan om ononderbroke ons gemeenskap met die Here te handhaaf en na hom te kyk vir hulp, voorsiening en beskerming, wend ons onsself dikwels tot mense en instansies vir hulp en vir uitkoms. Ja, jy weet, en soms is ons vertrou op ons eie vaardighede, ons eie opvoeding, ons innerlike self en ons persoonlikheid. En eers nadat ons al hierdie natuurlike wêreldse hooppaaie uitgeput het, kyk ons uiteindelik na die Here as ons laaste uitweg. Die kinders van Israel het so goed begin onder die bewind van koning Asa. Hulle was gehoorsaam aan die Here en hy het hulle voorspoedig gemaak in alles wat hulle gedoen het. Maar soos wat die tyd aangestap het, het hulle lewe van gemak onder bedreiging gekom en koning Asa het die hulp van mense gesoek eerder as om sy vertroue in die Here te stel. En dit ongeag die feit dat die Here homself soveel keer getrou en bereidwillig bewys het in die verlede. Maar soos Israel weet ons ook dat die Here ons krag, ons beskerming, ons verlosser en ons voorsiening en redder is. Ons weet ook dat hy altyd gereed is om na ons te luister. Die Here is ons bron van voorsiening en enige iets anders sal ons net met vrees en teleurstelling vind. En een ding is verseker, die oë van die Here soek nog steeds mans, vrouens, seuns, dogters, wie se harte onverdeeld op hom gefokus is, sodat hy ons kan help om die aanvalle van die vyand in ons lewens te kan oorwin. Dit is nog steeds sy belofte. Dit is nog steeds sy hartbegeerte vir elkeen van ons daar in 2 Kronieke 16 vers 9. Die oë van die Here deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Ag, en ek wil u aanmoedig, omhels hierdie belofte met vertroue en verwagting. Bedink dit gedurig, praat dit, sê dit en maak dit jou eie. Want indien jy hierdie waarheid in die hart van die Here weerstaan, gaan hierdie vers voort en hy sê die volgende: maar jy het dwaas gehandel, want van nou af sal haar oorlog teen jou wees. Ja, die oë van die Here deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Here, ons wil die regte besluit neem vandag om ons harte onverdeeld op U te rig, o Vader. Ons oë gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof, want U is en bly altyd getrou. Dankie daarvoor, Here. Amen.